Ons sluit vanoggend ons Pinksterreeks af met Openbaring 3 van vers 14 af. Dis bladsy 376 hier by my. Openbaring 3 van vers 14 af. Kom ons bid saam. Here God, U het ons vanoggend hier saamgebring om na U woord te luister. Om U met ons harte en met ons monde te aanbid. Ons vra Here dat U vanoggend alle stemme in ons sal stil maak, sodat ons alleen U woord kan hoor. O Heilige Gees, open vanoggend ons verstand en ons harte vir die waarheid. Kom met U Gees in ons midde in en seën ons. Maak ons vrymoedig om U en ons naaste met 'n opgewekte hart te dien. Amen. Wat 'n wonderlike Pinksterweek was dit nie? 7 gemeentes, elk met sy eie unieke karakter en uitdagings. Op ons reis deur Klein-Asië het ons verlede Sondagoggend in Efese gesien dat om ywerig aan die waarheid vas te hou, terwyl ons die liefde vergeet, niks beteken nie. In Smyrna het ons tot die besef gekom dat vervolging en swaar kry nie beteken dat dinge skeef geloop het nie. Ons het geleer dat lyding deel is van die lewe, ook van 'n Christen se lewe. En ons het geleer hoe om saam met Christus te ly, sonder om bang te wees daarvoor. Saam met die gemeente in Pergamum het ons gesien hoe gevaarlik kompromie in ons geloofslewens is. En hoe belangrik dit is om nie net die waarheid te glo nie, maar die waarheid te wees. Die gemeente in Thyatira het ons geleer dat ons begeerte om ryk te wees en baie goed te hê, ons lewens kan verwoes. Die slapende en halfdooie gemeente in Sardes het ons weer wakker geskit en ons laat besef dat 'n rustige, doodgewone lewe nie altyd goed vir ons is nie. En saam met die klein gemeentjie met die beperkte vermoëns in Philadelphia het ons opnuut opgewonde geword oor ons gestuurde roeping en oor die oop deure wat die Here vir ons gee. Vanoggend sluit ons die Pinksterreeks af met die brief aan die gemeente in Laodicea. Nou waar die vorige gemeente in Philadelphia die beste van die 7 was, is die gemeente in Laodicea waarskynlik die slegste van al 7. En die ergste van alles is dat hulle dit eers besef het nie. Kom ons lees die gedeelte saam, hoofstuk 3 van vers 14 af. Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Laodicea. Dit sê die Amen, die getroue en ware getuie, die begin van God se skepping. Ek ken jou dade, dat jy nog koud, nog warm is. Was jy nou maar koud of warm? Maar omdat jy lou warm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spoeg. Omdat jy sê, ek is ryk, ek het skatryk geword, en het aan niks gebrek nie, en nie besef, dat jy elendig en bejammeringswaardig, brandarm, blind en naak is nie, raai ek jou aan, om by my goud te koop wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan wees. En wit klere, sodat jy jou kan aantrek en die skaamte van jou naaktheid nie sigbaar word nie. En salf, om aan jou oë te smeer, sodat jy kan sien. Diegene wat ek liefhet, berispe en tug ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor
en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom eet en hy saam met my. Wie oorwin, sal ek saam met my op my troon laat sit. Net soos wat ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon sit. Laat die wat ore het luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Hou maar so oop, want ek verwys weer terug na 'n paar verse toe. Laodicea, wat so omtrent 70 km suidoos van Philadelphia geleë was 'n baie ryk stad gewees. Waarskynlik die rykste van al 7 die stede waarvan ons in die afgelope week gelees het. Hulle was bekend gewees vir hulle omvattende bankdienste en hulle materiaalfabrieke. Dit was ook skaapwêreld gewees. En die Laodicense was bekend vir hulle fyn, sagte, swart wol. Op die jaarlikse skou, seker maar die landbouskou, né? Wanneer die mense van Kolosse, die buurdorpie, met hulle bekende rooi wolklere opdaag. En die mense van een van die ander dorpies, Hierapolis, daag met hulle pragtige gekleurde materiale op. Het Laodicea se swart wolprodukte elke keer die woordelike goue medalje voor die ander weggeraap. Verder was Laodicea ook bekend vir hulle mediese skool, wat veral in oogkwale gespesialiseer het. Mense het van heinde en verre na die stad toe gekom om oogsalf wat uit 'n verpoeierde sandsteen vanuit die omgewing vervaardig is by hulle te koop. Die stad het egter ook sy deel aan probleme gehad. Laodicea was in dieselfde omgewing as Philadelphia geleë, oor wie ons nou die dag gepraat het. So, hulle was ook aan aardbewings blootgestel. In die jaar 60 na Christus is die stad omtrent heeltemal verwoes. Die ander groot probleem waarmee hulle gesit het, was 'n knaande watertekort. Omdat daar nie goeie waterbronne in die stad was nie, het hulle pyplyne aangelê van 2 van die buurdorpe af, van Kolosse en van Hierapolis, om water vir die stad te voorsien. Ek vertel julle nou meer daarvan. Maar terug nou by die brief in Openbaring 3. Julle sal onthou, soos wat ons gegaan het deur die week, die 7 briewe het almal dieselfde formaat. Daar word elke keer eers oor die goeie punte in die gemeente geskryf en dan word daar oor die swak punte in die gemeente geskryf. En dit was opvallend dat daar in 2 van die briewe aan die gemeentes in Smyrna en in Philadelphia, niks negatiefs geskryf was nie. Dit was net positiewe dinge. In die brief aan die gemeente in Laodicea vanoggend sien ons, daar word egter niks positiefs geskryf nie. Net negatief. Die eerste klag teen die gemeente kry ons daar in vers 15 en 16. Hulle was nie koud of warm nie, maar lou. Nou dit gaan nie oor jou geestelike temperatuur in die gemeente. Met ander woorde, julle is te koel, julle moet lekker warm wees, nie? Want die Here sê, jy kan maar koud wees, maar dan moet jy yskoud wees. Of jy kan warm wees, maar dan moet jy vuurwarm wees. Dit het gegaan oor die feit dat daar niks van die vrug van die Gees in hulle gemeente sigbaar was nie. En dit word dan met lou water vergelyk. Kom ek verduidelik vir julle. Die buurdorpie Hierapolis was bekend vir warmwaterbronne in hulle omgewing, amper soos Allewil Noord van destyds. En dit was goed vir die mense daar gewees. Siek mense het graag daar in die warmwaterbronne loop sit, omdat hulle geglo dit gaan hulle gesond maak. Maar nou word die water aangelei Laodicea toe. Teen die tyd dat die wonderlike warmwater in Laodicea kom, was dit lou gewees. En dit was nie meer bruikbaar vir die siek mense nie. Die ander buurdorp, Kolosse, het weer heerlike koue waterbronne gehad. En dit was wonderlik vir die mense daar, want dis lekker, dis verfrissend
koel water om te drink. Maar teen die tyd dat Kolossus 'n heerlike koue water in Laodicea aangekom het, nadat dit iewers op die 10 kilometer pad nog oor 'n kalkkraans gestort het, was dit ook lou gewees. En het dit so slegte kalksmaak gehad dat niemand die water wou drink nie. Dit het jou eerder naar gemaak. Ek lees in een van die kommentare dat die lou water destyds juis gebruik is om mense wat naar is te help om op te gooi. En net so het die gelowiges in Laodicea geen positiewe invloed op die mense in die omgewing gehad nie. In 'n geestelike sin was hulle nie lekker koue water gewees, wat vir die mense wat geestelik moeg en vermoeid is, kon verfris nie. Maar aan die ander kant was hulle ook nie lekker warm water gewees, vir die mense wat geestelik siek is, om hulle te genees nie. Eintlik kon hulle vir niks gebruik word nie, want hulle het net soos die heidense omgewing rondom hulle geword. Jy sien, wanneer water, warm water of koue water, aan die omringende omgewing blootgestel word, dan neem dit mettertyd die temperatuur van die omgewing aan. Dit is hoekom jou koffie koud word en jou bier warm word, wanneer jy dit buite los. En nie een van die twee is lekker nie. In plaas daarvan, dat die kerk in Laodicea met hulle uniekheid en hulle andersoortigheid die stad positief beïnvloed en verander het net mooi die teenoorgestelde gebeur. Die stad het sy stempel op die gemeente afgedruk en het die gelowiges het tot so mate aangepas en deel geraak van die stad dat niemand meer 'n onderskeid kon sien nie. En daarom sê die Here vir hulle hierdie vreeslike lelike woorde: Julle maak my siek. Julle is soos lou water. Julle maak my eintlik so naar dat ek op die punt staan om julle soos lou water uit my mond uit te spoeg. Dis harde woorde. Dis kras woorde. Maar dis wat die Here dink van 'n gemeente wat niks beteken vir die mense nie. Wat hom nie meer met toewyding en met oorgawe dien nie. Nou waar kom dit vandaan? Die oorsaak van die gemeente se louheid was dat hulle so selfvoldaan was en dat hulle so goed oor hulle self gevoel het. Die inwoners van Laodicea was skatryk mense. Hulle kon koop net wat hulle wou. Toe die keiser vanuit Rome in die jaar 60 na Christus, na die vreeslike aardbewing, vir hulle staatshulp aanbied om weer die stad te herbou. Toe sê hulle vir die keiser: hou jou geld. Ons het ons eie geld, ons sal ons eie stad oorbou. En toe bou hulle die stad oor, baie meer indrukwekkend, baie mooier as voor die aardbewing. Julle, dis 'n stinkhouding. En hierdie stinkhouding van selfgenoegsaamheid het op 'n ongelukkige manier ook aan die gemeente begin afgee. Al hulle baie geld het hulle so selfvoldaan gemaak. Die heel ergste fout van die gemeente, dit wat vir die Here die naarste was om te sien, was dat hulle in vers 17 sê: ek is ryk. Ek het skatryk geword. Ek het niks meer nodig nie. Julle, as jy op 'n punt in jou lewe kom, waar jy dink jy het niks of niemand meer nodig nie, dan verstaan jy nie die evangelie nie. Dan verstaan jy niks van die waardes van die evangelie nie. Ek meen, gemeenskap en interafhanklikheid lê so na aan die drie-enige God se hart en se lewe, dat ons nie kan verwag dat ons lewens as mense wat na God se beeld geskape is, regtig anders kan lyk nie. Ons het mekaar nodig. Ons het God nodig.
Dis hoe ons gemaak is. Ons is nie veronderstel om op ons eie reg te kom nie. Dit lyk vir my van al die gemeentes, was die gemeente in Laodicea waarskynlik die verste van koers af gewees. En hulle het dit glad nie besef nie. Hulle het hulle self en hulle eie situasie totaal verkeerd gelees. Met hulle mooi swart wolklere en hulle grand oogsalf het hulle gedink hulle is skatryk. Maar in vers 17 sê die Here vir hulle, julle is brandarm. Julle is blind. Julle is kaal. Julle is elendig en bejammeringswaardig. Julle, daar's min dinge so pateties en ontstellend en hartseer om te sien, as ryk mense wat regtig nie verstaan dat geld nie alles is nie. Wat nie besef dat hulle arm mense naby hulle nodig het, om hulle iets van die lewe en iets van God en sy evangelie te laat verstaan. Op 'n subtiele manier vra God vir die gemeente of hulle rykdom en alles wat hulle het en wat hulle kan koop, of dit werklik vir hulle vrede gee. Maak dit julle regtig gelukkig. Die waarheid, herinner die Here hulle, is dat die dinge wat die stad vir hulle kan gee, nie werklik dit is waarna hulle soek om vir hulle vrede te gee nie. Kyk dan na vers 18. Die goud van die stad is nie so wonderlik en so waardevol as wat ons dink nie. Anders as geestelike rykdom, wat deur vuur gelouter is, kan die goud van die stad vergaan en van jou al weggeneem word. In die plek van die veelgeroemde swart klere van Laodicea, nooi die Here die gemeente om wit klere van verlossing en oorwinning, wat baie meer werd is, by hom te kom koop, sodat dit hulle skandelike naaktheid kan bedek. En terwyl hulle nou aan die koop is, moet hulle ook sommer van die Here se oogsalf kom koop. Hulle selfvoldaanheid, wat hulle so blind gemaak het, dat hulle nie hulle eie geestelike verval kon sien nie, moet hulle eerder by die Here kom inruil vir geestelike insig. Die derde vermaning in die brief is baie verrassend. Eintlik is verrassend, dink ek, nie die regte woord nie. Wat is scary? In vers 20 teken Jesus vir die gemeente 'n prentjie waarin hy self nie deel is van die gemeente nie. Waar hy buite die gemeente by 'n deur staan en hy klop. Hard en dringend klop met die hoop om binne genooi te word. En hy klop nie net nie. As jy mooi lees, dan sien jy daar staan, hy roep ook daarvan buite die deur. Met die hoop dat die gemeente tog sy stem sal hoor en die deur vir hom sal oopmaak. Julle, die deur in die brief van die Laodisense is 'n ander deur as die een waarvan ons nou die dag in Philadelphia gehoor het. Die deur in die brief aan Philadelphia was 'n oop deur gewees na die wêreld toe. Dit was 'n deur van geleenthede en van sending, van getuienis. Hierdie deur in Laodicea is 'n toedeur, wat die gemeenskap tussen ons en God onmoontlik maak. Dis ontstellend, dat Jesus hier in Laodicea blykbaar nie in die vertrek is waar sy gemeente bymekaar kom nie, maar dat hy buite staan voor 'n toedeur. As ons dink dat ons onsself maar net Christene kan noem, en dan sal Jesus altyd by ons wees. Maak nie saak wat nie. Dan dink ons dalk verkeerd.
Op 'n manier is dit natuurlik waar. Jesus sal altyd by ons wees. Dit sal altyd waar bly. Maar aan die ander kant is dit nie die hele storie nie. Ons moet goed kyk na hierdie prentjie in Openbaring 3. Hierdie prentjie wil vir ons laat verstaan dat ons soms in ons lewens dinge doen en planne maak en selfs gedagtes koester waarmee ons in werklikheid vir Jesus wegstuur uit ons lewens uit. Ons besluite en ons dade in hierdie lewe het gevolge. Dit kan of vir die Here goed en aanneemlik wees, of dit kan hom teleurstel en hom seermaak. Dit kan hom selfs naar maak, soos wat ons hoor hier in Laodicea gebeur het. En as dit gebeur, dan moet ons verstaan dat dit verwydering kan bring. Dat dit verhoudings kan vertroebel. Tot op so 'n punt dat die Here nie meer gemaklik en welkom voel in ons teenwoordigheid nie. Die Here praat hard en kwaai met die gemeente in Laodicea oor die dom en verkeerde besluite wat hulle geneem het. Hulle het hulle geloof so te sê prys gegee en verruil vir goed wat blink en wat mooi lyk, maar wat eintlik waardeloos is. Die Here sê vir hulle, julle is elendig. Julle is arm, julle is blind, julle is kaal. Nog erger, die Here sê dat hulle hom siek maak en dat hy op die punt staan. Hy het dit nog nie gedoen nie. Dat hy op die punt staan om hulle uit te spoeg. Harde woorde. Maar dan staan daar hierdie merkwaardige sinnetjie in vers 19. Die Here sê, diegene wat ek liefhet, berispe en tug ek. Het is eintlik ongelooflik dat die Here hierdie woorde, die gemeente wat ek liefhet, vir die slegste van die 7 gemeentes sê. Maar julle dis juist die evangelie. Daar's net 2 gemeentes van die 7 vir wie die Here direk sê dat hy hulle liefhet. Dit was Philadelphia gewees, nou die dag, en nou Laodicea. Die Here het nie net die goeie gemeente van Philadelphia lief nie. Hy het ook hierdie dwaase, onbekeerde gemeente in Laodicea lief. En dis vir hom belangrik dat hulle moet weet dat hierdie harde woorde van hom nie gebore is uit woede of uit teleurstelling nie. Dit kom uit 'n hart van liefde vir hulle. Hy sê nie vir hulle hierdie vreeslike, lelike dinge om hulle te verdoem nie. Hy sê dit sodat hulle kan terugkom na die regte pad toe. 'n Mens sou seker verwag dat die gemeente hulle fout sou agterkom. Ek meen as die Here vir my sê, of vir beinsvleis sê, julle maak my naar, ek gaan opgooi. Sweer ek is ons môreoggend 8:00 almal aangemeld hier voor die deur, jy moet maar siek inbel by die werk, ons sal iets moet doen. Maar die merkwaardige ding wat ons in vers 20 lees, is dat die Here die een is wat terugkom. Dat dit die Here is wat kom pleit by die gemeente vir 'n nuwe verhouding. Dit sê iets van God. Dit sê veral iets van God se liefde, van sy verlange na ons. Dat hy homself as dit ware weer 'n keer verneder deur by ons te kom aanklop, van buite af na ons te roep. As ons wil weet waar ons moet begin om reg te maak, dan help dit nie ons begin kyk op die skerm van bo af nie. Dit help nie ons begin by ons ongemotiveerdheid en ons louheid nie. Dit help ook nie ons begin by ons selfvoldaanheid en ons selfbedrog nie. Ons moet by hierdie derde probleem begin, want
Hy is dieper as die ander twee. Die gemeente in Laodicea het van Jesus vergeet. En iewers op die pad het hulle hom agtergelaat of verloor. Dit was hulle eintlike moeilikheid. En daarom, as ons dinge wil regmaak, dan sit op hierdie derde vlak waar ons sal moet begin. Ons gaan nie ons louheid afskud deur net op ons tande te byt en harder te probeer om lekker warm of ijskoud te wees nie. Ons gaan ook nie van onsself bedrog ontslaa raak deur ons eie pogings nie. Ons het hulp nodig as ons wil verander. En net Jesus kan ons hiermee help. Die regte plek om te begin is om Jesus se klop en veral sy stem te hoor en die deur oop te maak en hom in te nooi. Dalk weer 'n keer in te nooi. Of dalk vir die eerste keer regtig in te nooi. In die tweede deel van vers 20 sê Jesus, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom eet en hy saam met my. Die Here sê nie, hy wil inkom by daai deur want hy wil ons kom verwyd en bepreek en 'n paar warm klappe gee nie. Nee, hy sê ek wil inkom dat ek saam met julle 'n maaltyd kan vier. Die Here smag na vriendskap met ons. Hy soek lewensgemeenskap met sy kinders. So voor ons kan begin werk, voor ons nou maandagooggend siek inbel by die werk en kom aanmeld by die kerk want hier is groot moeilikheid, moet ons verhouding met Christus en ons verhouding met die Vader en ons verhouding met die Heilige Gees eers herstel en bevestig word. Ons moet daarby begin om meer tyd in die teenwoordigheid van Christus deur te bring, sodat ons sy roepstem kan hoor en hom kan innooi. Julle soos met elke Pinksterdiens wil ek afsluit deur na die begin en die einde van die brief te kyk. Die brief begin en eindig met 'n sterk fokus op Jesus. In die eerste vers word hy bekend gestel as die Amen, die getroue en die ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. En dan in die laaste vers beloof hy dat die gemeente, as hulle oorwin deur getrou te bly tot die einde toe, saam met hom op sy troon sal sit. So die prentjie wat Jesus aan die begin van die brief teken, praat van betroubaarheid. Dit praat van waarheid. Ek dink Johannes was regtig so bang geweest dat die gemeentes sou val vir die misleiding en die bedrog en die skynvoorspoed wat die Romeinse regering hulle beloof het. Dit was inderdaad wat hier in Laodicea ook gebeur het. Maar daarteenoor sien ons in hierdie brief vir Jesus in wie die waarheid en egtheid en betroubaarheid by uitstek gevind kan word. Jesus is groter en beter as die beste van Laodicea. En die heel beste is dat hy ons innooi in 'n nuwe gemeenskap en in nuwe verhoudings wat veel beter is as goud en silwer en die beste wat die wêreld ons kan bied. As ons volhard tot die einde toe, deur te oorwin, beloof Jesus aan ons 'n diep eenheid saam met hom, wanneer ons saam met hom aan 'n tafel sit en eet, en saam met hom op sy troon sal sit. As ons Jesus se uitnodiging om saam met hom aan die tafel te kom sit aanvaar, dan sal ons sy heerlikheid weer begin sien. Ons sal hom sien vir wie hy werklik is. Die ware en getroue getuie van God en van God se liefde. Die een wat besig is om 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te skep. Die een wat vir ons wit klere sal gee. Die een wat baie meer
as goud en silwer van die een wat baie meer goud en silwer as al die banke van die wêreld het. Die een wat ons oë kan oopmaak, sodat ons onsself en die wêreld en vir God beter kan sien. Die groot Amen. Die een wat op sy troon sit, en die een wat tegelykertyd tussen die kandelare, tussen die gemeentes wandel. As ons hom helder sien, sal ons louheid verdwyn. En sal ons 'n gemeente wees, vuurwarm en yskoud, wat onsself met vreugde gee vir die roeping wat God vir ons in hierdie wêreld het. Amen.